En as jy so met jou hart en jou hande uitreik na die Here, dan groet hy jou ook vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons Vader neem ons Here, dankie Here dat ons as geloofsfamilie hier saam kan kom. Here, dankie dat U so kragtig sigbaar was in die verkiesing, Here. Here, ons is dankbaar, Here, vir die leiding. Here, U is 'n God van geregtigheid. Here, ons is dankbaar vir U ingryping, Here. Ons is ook dankbaar, Here, dat U in ons gemeente werk, Here, en dat U in ander die verbetering gebring het, Here, en ons hou aan verder bid daarvoor, Here. Here, U het ons geroep as 'n omgee gemeente. Ons is 'n salf vir genesing en bevryding, Here. En daarom gaan ons ook aanhou bid, Here. Ons bid ook vir ander, Here. Ons bid vir my vroukie, wat ook infeksie veg, Here. Ons vra vir die beterskap, Here, want U is die groot geneesheer. Here, en dan hierdie lysie is kort, maar daar's baie ander wie se name nie hier op is nie, Here. Ons vra U hand van beskerming, maar genesing op elkeen. Here, ons weet U het in U hart vir ons 'n lewe van volheid, Here. Ja, ons kan uittreë en kan sout en lig wees in die wêreld, Here. Here, dat ons kan getuig van U werking in ons. Here, ons vra ook dat daai werking in die families sal wees, Here, daar waar dit nodig is, dat mense herstel. Here, ons weet ook as eksamens, Here, en ons vra vir U wysheid en insig vir die kinders, Here, en vir U grace, Here, vir U genade vir elkeen van ons, Here, sodat ons ook daardeur kan gaan. Here, dan weet ons ook, Here, dat met die verkiesing wat nou gebeur het, en die koalisies is daar nou natuurlik nog baie geraas, en mense moet saamwerk. Here, ons vra dat U hand daarin ook sal wees, Here, en dat U duidelik sigbaar sal wees, en dat mense sal werk tot U, soos U wil dit sal wees, Here, want dan weet ons dit sal werk, dat die land U weer aangryp, Here, sodat ons U vrede kan beleef, Here, in U seën. Here, ons het ook 'n klomp uitreike wat aan die gang is, wat gebeur en wat nog kom, Here, ons vra U seën ook oor daai, Here, elkeen van daai oomblikke, Here, waar ons uittrap, Here, en sê, ons stap in U naam, Here. Laat ons dit doen soos wat U dit wil hê, sodat ons sout en lig kan wees. Here, ons vra dat U met ons leraars sal gaan, sodat hy ons kan bring op 'n plek waar ons U kan ontmoet. Here, en maak ons harte oop, maak dit ons vrugbare grond sal wees, Here, sodat ons U boodskap kan kry, Here, en dit kan vermenigvuldig in ons. Here, ons vra, Here, dat by die kinderkerk ook goeie lering sal wees, Here, en dat U daar ook duidelik sigbaar sal wees, Here, dat ontmoeting met die kinders en U ook kan wees. Ons is dankbaar, Heer, vir U genade. Amen. Ons kyk vanoggend in die preek na Psalm 139 en ek gaan die hele Psalm lees en half kyk na die hele Psalm hoe hy mekaar gesit is. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Here, U seën my, U seën my. U sien deur my. U ken my. Of ek sit of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis, of as ek oorbly, U bepaal dit. U is met al die paaie bekend. Daar is nog nie een woord op my tong nie, of U weet dit. Waar dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorlyding my, dit is hoog. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel? Is U daar? Gaan lê ek in die doderyk? Is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of woon ek in die verre weste? Ook daar lê 'n hand my. Hou 'n regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om weg te steek, of om die lig rondom my in die nag te verander. Maar U self,
is die duisternis nie donker nie. En die nag is soos lig. Die duisternis is so goed soos lig. U het my gevorm. U het my in mekaar geweef in die moederskoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my wonderbewys bewaarlike geskep. Wat u gedoen het, vul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u geborge. Toe ek gevorm was, waar niemand my kon sien nie. Toe het ek aan mekaar geweef is, diep in my moederskoot. U het al my goed gesien, toe ek ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes, vir my o God, hoe magtige hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, is hulle meer as wat sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. As u nog steeds goddelose uit die weg en wou ruim, o God, gaan weg van my af. Hulle is moordenaars. Dis hulle wat bose planne teen u smee, wat so vals teen u optree. Moet ek u harters doen nie, haat nie. Here, moet nie my versie nie. In u mense wat teen u op stand is nie. Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgronde my oor Here, deur my hart, ondersoek my. Sien tog my ontrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Baie dankie. En soos ek nou gesê het ook, ek gaan kyk na die hele Psalm. En ons sien hierdie Psalm is 'n baie besonderse Psalm, Psalm 139, hoe God my deur en deur ken. En dan moet ons eintlik vir onsself afvra, wat beteken dit? Wat beteken dit om die alwetende God, die alomteenwoordige, die almagtige God te aanbid? Wat beteken dit? Ons aanbid nie sommer net enige God nie. Alwetend, alomteenwoordig, almagtig. Hoe raak dit jou as jy tot God nader? Wat so almagtig is en alles weet. En die digter beskryf hierdie kenmerke. Ekskuus, ek weet nie hoekom maak hy so nie. En die digter beskryf hierdie kenmerke van God, nê? Dawid, wie die Psalm toegedig word, hy beskryf die kenmerke van God wat ons aanbid. In vers 1 tot 6 God se alwetendheid. In vers 7 tot 12 sy alomteenwoordigheid. En vers 13 tot 18 God se almagtigheid. Hy beskryf dit en dan sê hy ook wat sy reaksie dit by hom as 'n gelowige bring. Wat dit beteken om tot die God te nader. Ek wonder of jy jouself ook al gevra het, wat beteken dit om tot God te nader? Dis 'n kenmerke so wonderbaarlik is dat dit eintlik moeilik is om in woorde dit te omskryf. Vers 1 tot 6. Nee, sê Dawid, God weet alles, nee, hy ken alles van my af. Hy ken nog my gedagtes voor dit by my gaan opkom. Of ek sit of ek staan of lê, niks is vir God onbekend van my nie. My diepste hartsgeheime ken God. Diepste hartsgeheime. En daarom is dit 'n lofprysing, nee. In vers 6 is so sluit hy af met so kort lofprysing, die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Maar ons sien ook in hierdie beskrywing van vers 1 tot 6, hoe verander dit ook by hom, nee? Dit verander eintlik van verwondering, maak eintlik plek vir vrees en benoudheid. Nee, ja, vers 5 staan,
U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. So dit verander van verwondering na benoudheid en eintlik na vrees. Moet ek hom op 'n ander plek sit. Okay. Ag, dankie. Dankie, Yuri. Daar's hy. Dankie. Ja, ons sien daar kom 'n verandering in vers 5. Hy sê, U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Nou die Hebreëse woord wat hier gebruik word, soer, beteken, is 'n militêre term, nee, beteken om beleer te word, om omsingel te word, om vas te druk. Nee, dit is om beleer te word. Dit is so daar kom eintlik 'n benoudheid by die psalmdigter op. Soos 'n militêre mag wat omsingel word, wat beleer word, wat vasgedruk word. So hier kom eintlik 'n benoudheid. Nadat hy besef hoe God wat alles weet, kom daar 'n benoudheid. Ja, en dan word hy noem ook alle gebiede vanaf die gevoel van waarheen sou hy gaan, en dan gaan hy eintlik oor en vanaf vers 7 sê, nou waarheen sal ek gaan vlug? Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Hy voel vasgedruk, God ken alles, hy weet alles, en hy voel benoud, dat God alles weet. Dan vers 7 tot 12, waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? God is oral dan ook, jy kan ook nie wegkom van hom af nie. Jy kan probeer weggaan, maar het werk nie, alle gebiede word genoem. Ook gebiede wat volgens die antieke denke tot die magsdomein van chaos behoort, nee, van die duisternis, noem hy op. Die duisternis, hy praat van enige plek. Dit maak nie saak waar nie, dis net geografiese plekke nie, jy kan probeer duisternis toe vlug, jy kan, as jy hierdie hele gebied, hy sê, so klim ek op na die hemel, U is daar, die doderyk, vlieg ek na die ooste, die weste, U is daar, die regterhand hou my vas, ek kon die duisternis vra, niks, jy kan nie wegkom van die Here af nie. Hy is alomteenwoordig. Aan God kan geen grens gestel word, deur ander godsdienste of gode nie. Politieke magsfere of ekonomiese werklikhede nie. Niks beperk God nie. Hy is alomteenwoordig. En hy bly in beheer. En eintlik, as ons nou mooi daaroor dink, ons ervaar dieselfde vandag. As jy werklik tot 'n diepe besef kom wie God is, wat ons aanbid, sy kenmerke, dan behoort jy dieselfde gevoelens te hê. Verwondering, maar dan 'n benoudheid. God wat alles van my ken en weet, daar's niks wat ek van kan wegsteek nie. Niks. Verwondering maak plek vir verskrikking en benoudheid. Hoekom? Omdat ons nie regtig volledig geken wil word nie. Ek weet nie of hier iemand sit en wat wil hê dat almal alles van jou moet weet nie. Alles, jou diepste hartsgeheime, alles wat jy al in jou lewe aangevang het, wat jy al gedoen het, alles wat met jou al gebeur het, selfs ook daai goeie dinge wat hulle jou geprys het, maar jou hart was nie daar nie, jou hartsgesindheid was nie opreg nie. Ek dink is 'n algemeen menslike ding, dat niemand wil regtig volledig geken word nie, dat almal alles van my moet weet nie. Dit is benoud, dit maak 'n mens benoud. Ons wil aanvaar en bemin word, en daarom wil ons baie keer nie werklik geken deur mense wil wees nie. Want jy wil aanvaar en bemin word. En nie een van ons is volmaak nie. Almal van ons het ook ons swakpunte. Het ook duisternis, dinge, geraamtes in die kas. Almal van ons het dit. As ek tongniekies kan sê, ek dink daai ou wat in Oranje vir die EFF gestem het, hy wil nie geken word nie. Glo nie hy wil uitkom nie. Ek hoor as een ou wat daar gestem het vir die EFF. Maar dis nou op 'n ligtelike toon. Maar nie een van ons, nee. Daai duister dinge. Ons almal het ons donker oomblikke. Ons mislukkings.
ons geskiedenis, ons geraamtes in die kas. Almal van ons het dit. Ek onthou toe ek net as 'n predikant bevestig is nog in die vorige gemeente en ouers, weet jy, predikant en jy is maar nog jonk getroud en weet maar woeste jare hier in die begin. Dan kom die duiwel weer. Hy gooi sulke goed in die huwelik, net so op 'n Saterdag aand. En dan Sondag moet ek gaan preek. En baie keer het ek gevoel amper ek wil amper die ouderlinge bel en sê ek kan nie. Nee, want ek kan eers maar dis dinge is nie reg nie. Maar jy weet jy moet gaan. En dan knor ons so vir mekaar, maar as jy by die kerkgebou inry, daar in die kerk te ry, dan glimlag jy net maar vir almal. Dan sit maar jou masker op. Hallo broer, hallo suster. Goed met jou ook, baie goed en so. En dit is wat het gebeur. Maar ons het ook toe besef ook later, weet jy, as ek moet elke keer wanneer daar 'n bietjie striweling is, nie kan gaan bedien nie, dan sal ek omtrent nooit gaan bedien nie. So wat ons toe ooreengekom het, ons sal dit uitpraat na die tyd. As dit nie voor die tyd kan uitpraat nie, het ons 'n ooreenkoms met mekaar. Na die tyd gaan ons dit nie los nie. Ons gaan aan werk. Ons gaan aan praat. En die Here ken dan ook jou hartsgesindheid. Maar dit is hoe dit is baie keer, nee. Ons sit ons maskers op. Dat mense my tog moet aanvaar. Nee, dat mense nie regtig weet wie ek werklik is nie. En ons troos is baie keer dat mense nie weet wie ek is nie. En ek troos my ook dat, ja, ek hoop die mense het vergeet wat al met my gebeur het en wat ek gedoen het. Net ons het hierdie jaar nog, aan einde van die jaar, het ons 40-jarige matriekreünie. Daar's baie dinge wat mense wel hoop, die mense het vergeet wat met jou gebeur het op skool. Net daai verleenthede wat met jou plaasgevind het. Nee, en dit bly jou troos dat mense vergeet, tyd genees, ons sê mos tyd genees. Ons herken baie keer nie self eers ons diepste sonde en ons wil nie daaraan dink nie. En ons verkeerde motiewe nie. Gelukkig vergeet ons ook maklik. Ons herken nie en ons dink net nie meer daaraan nie. En dit word ons troos. Of wat doen mense ook, gaan na 'n plek toe waar niemand my ken nie, ek maak 'n nuwe begin. Dis moeilik as mense alles van jou moet weet en ken. Gaan jy aanvaarbaar wees? Gaan jy geliefd wees? En dan word ons gekonfronteer met die God wat alles ken en weet. Net Psalm 139 vers 1. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Daar's niks wat ons vir God kan wegsteek nie. Ons kan nog vir mense, en ons mense kan vergeet, ek kan self vergeet. Maar God, alwetend. En dit bring 'n huiwering en 'n bewing in mens voort. Baie keer dink ek, maar hoe kan ek tot die Here nader? My beste, my gebede. Nee, sy gesindheid is baie keer nie reg nie. Dit baie keer gaan net oor onsself. En dit is eintlik wat met die eindoordeel ook gaan gebeur, nê? Dan word daar baie duidelik gesê, die boeke word oopgemaak en alles hoe dit is, gaan geopenbaar word. Daar's niks wat ons kan wegsteek. Alles kom in die lig. Want selfs die duisternis is vir die Here lig. Dis 'n ontbloting, openbaring van alles, as die boek van die lewe oopgeslaan word. En dan sien ons daarom vanaf vers 13 af, verander die trant, wat die psalmdigter ervaar. Die vrees maak plek vir troos. Want dis nie nodig om te vlug van God nie. God wat alles ken en weet. Ons hoef nie van hom te vlug nie, want ons is sy maaksel. Ons is van hom. Hy het ons gemaak. Ons oorsprong is van hom. Wat Georgie so kragtig uitgespreek het, toe hy het gelees het, nie. Geen been van my was vir u verborge. Toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is.
diep in die moederskoot. Het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. So, daar staan ook, ons is geskape na God se beeld, sê die Here ook vir ons duidelik in sy woord. Hy is ons oorsprong. Ons is van hom. Sy maaksel. En daarom vir ons nie te vlug nie. Hy aanvaar ons. En die wonderlike is, hoe aanvaar hy ons? Hy aanvaar ons reeds, ons sê dit so duidelik, in Jesus Christus. Dis die troos wat ons het. Nee? Jesus Christus, want God het al daai geraamtes in die kas, het God gaan straf aan sy seun, Jesus Christus. En daarom kan ons God se toorn ontvlug. Ons kan nie van die Here af wegkom nie, maar ons kan sy toorn ontvlug, deur sy seun aan te neem, as my saligmaker en verlosser. As die een wat aan my plek, daar aan die kruis gehang het. God was by my gewees, toe hy met Jesus die dood ingegaan het. Hy was by my gewees, toe Jesus die dood oorwin het, en toe hy opgestaan het uit die dood. So waarom sal ek nou wil vlug na die doderyk, opgaan na die hemel sonder die Here, of na die ooste, na die weste? Waarom sou ek myself wil gaan wegsteek? God was by my gewees, nog altyd. My hele lewe was God by my. Selfs in daai moeilike tye, en dalk daai tye wat ek die Here nog nie eens geken het nie, en wat ek daai verkeerde paaie bewandel het God geweet wat voor lê, en het hy my beskerm en bewaar, dat ek sal terugkom na hom soos hy verlore seun, wat daar in die varkhok geëindig het. God het my nooit gelos nie. Hy was by my, en kyk na sy seun. Ek hoef my nie te skaam voor die Here nie, want al hy skaamtes het hy aan sy seun geplaas, aan die kruis, dit daar vasgespijker aan die kruis. Daarom as jy wil vlug, daar's net een om na toe te vlug, en dis vlug na die Here. Dis al wat ons kan doen. As ons God aanbid, wat almagtig, alomteenwoordig, alwetend is, jy kan nie wegkom nie, vlug na die Here. Vlug na die Here, deur sy seun Jesus Christus. Want by die Here is daar lig. Nee, alles, al lyk die dinge hoe donker nou tans in jou lewe. Nee, die omstandighede lyk dalk donker. Dalk gaan jy nou deur 'n moeilike tyd. Tyd wat jy dinge aangevang en jy weet, hoekom het jy dit gedoen nie? Vlug, maar vlug na die Here. Vlug na hom toe, jy gaan nie wegkom nie. Draai om, gaan na die Here toe, met al daai bagasie, al daai verkeerde dinge. Vlug na die Here. Want by God is lig, Psalm 139 vers 12, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. By God is alles lig. God was nie verbaas oor die uitslae van hierdie verkiesing nie, hy het geweet wat dit gaan wees. Hy weet wat die toekoms vir ons land is. En by hom is lig. En daarom het ons hoop. En ons weet ook, die toekoms ook God bly in beheer. Ons hou aan hom vas. Hy het ons tot hier toe gebring, hy sal ons verder vat. By God is daar genesing. Genesing en herstel. Hoekom? Omdat daar vergifnis is by God. Daarom is daar genesing en herstel. Daar's vergifnis in Jesus Christus. Hy vergewe my vir al my dinge wat ek aangevang het. En omdat hy my vergewe, kan ek myself ook vergewe. Kan daar genesing en herstel kom in my gemoed? Want hy het my vergewe. Die almagtige, alomteenwoordige, alwetende God, volmaakte God vergewe my. Ek kan my vergewe. Daar's genesing, herstel en aanvaarding. En daarom maak vrede. Maak vrede met jou verlede en hede. Maak vrede daarin, gaan aan met God. Hebreërs 4
vers 14 en 16 tot 16 staan daar, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. God wat self mens geword het, nee. Jesus wat ons hoëpriester is. Daar's niks waarmee hy nie medelee kan hê nie. Staan so duidelik hier. Hy kan nie geen medelee met ons swakhede kan hê nie, want hy was ook aan versoeking onderwerp. Maar hy het natuurlik nie gesondig nie. Kom ons gaan dan in Jesus se naam vlug ons na God as ons Vader. Met al daai dinge wat jou pla. En lê dit voor hom neer. En ontvang sy vergifnis. En vergewe jouself. Moenie bly vashou nie, want dit is wat die duiwel wil doen. Jou heeltyd bly herinner aan jou verlede. Aan hoe sleg dit is. Aan daai slegte dinge wat met jou gebeur het. Die duiwel wil heeltyd vir jou sê, jy is maar die produk van jou verlede. Terwyl wat sê God? Nee, jy's 'n nuwe skepping in Christus. Want dis die wonderlike, nee, jy kan God se gees nie ontvlug nie. Hy kom so naby aan jou, God, dat hy sy gees in jou laat woon. God kan nie nader aan jou kom nie. Jou liggaam word 'n tempel van sy gees. En ook deur sy gees het hy geskep, nee. As ons lees daar in Genesis, nee, waar die gees oor die alles gesweef het God geskep. En jy is ook deur God se gees ook geskep. En dan kom hy ook en hy herskep jou. Die wedergeboorte wat plaasgevind het. Nee, jy moet gebore word uit gees en water. Net die wedergeboorte. God herskep jou ook, die gees herskep jou ook. Maak jou 'n nuwe mens. Ek weet nie of daar iemand klop. Sê gou kyk. Dankie Yuri. Nee, so is God. Sy Heilige Gees jou opgesoek. Binne jou kom woon. Jy's 'n nuwe skepping. Ja, hy het jou herskep ook met jou wedergeboorte. Niks kan jou meer van God se liefde skei nie. En God bly in beheer van my lewe. Dit is die troost wat ons het. En dan sluit die Psalm ook af met vers 23 en 24 en dit sluit eintlik aan by vers 1. Waar staan, deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Daarom kan jy net sê, Here, kom, vat my, bring my weer terug, as ek afdwaal van die pad af, vorentoe, lei my, dat ek die stem hoor, Gees, vat beheer, kom vervul my lewe, vat beheer oor elke faset van my lewe, deurgrond my hart, en lei my op u beproefde pad. God kan nie nader wees as dit nie. Hy is by jou. Hy sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. En daarom kan ons ook aaneindig met lofprysing van die God, die almagtige, alwetende God, wat ons aanbid. Wat 'n genade. Kom ons vlug, elke dag, vlug na die Here toe. Jy kan nie wegkom van hom af nie. Kom ons bid saam. Ja, Here, as ons met u te doen kry, dan wil ons eers terugstaan. Ons voel benoud, Here, want u ken en u weet alles van elkeen van ons. Maar die wonderlike is, Here, u aanvaar ons net soos ons is. Here, u vat ons sondige verlede en u het gaan die kruis gespyker en u sê ook, alles het nuut geword. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Ons is nuwe skepsels in Christus. Ons is gebore deur die Gees, wedergebore. Ons is u maaksel. Ons is tempels van die Heilige Gees. Dankie, Here, dat ons ook dan kan weet ook, Here. U sal ons lei die pad vorentoe.
U sal ons op die beproefde pad lei. En U het vir elkeen van ons 'n toekoms, 'n skepingsdoel. En Here, lei ons dat tot dit die doel van ons lewe sal wees. Dat ons sal lewe dit wat U vir ons beplan het. Lei ons op U beproefde pad. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.